Okay, so, toe ek graad 8 was, het ek in my ma gebly, in 'n woonstelling van 'n Nobelpark, bo Winkel. Was so net na, sê tussen 7 en 8, het my ma my gevra, ek moet gou afgaan, gaan airtime koop en ek moet vir ons 'n broodjie koop vir die volgende dag. Ek het in my winkel ingestap en terwyl ek instap toe sit hulle 9mm in my kop. Ek het toe besef dat dit is 'n gewapende roof. Ek het toe saamgewerk en hulle het my een kant gesit en die volgende oomblik stap daar 'n polisielid in wat van diens al was. Hulle het sy vuurwapen gesien en het hom voor ons en die mense wat in die winkel was doodgeskiet. En ja, SAPS het hulle toe gevat wat hulle moes of wou vat en hulle is toe weg. SAPS het opgedaag en hulle het ons statements en so aangevat. Natuurlik met die teenwoordigheid van my ma. Ja, dit het my baie dramaties geraak en dit is die hoofrede hoekom ek die werk doen wat ek doen, want ek wou myself en my familie kan beskerm in situasies soos dit. Waar werk jy nou? Okay, agter Daily Fort Ja. was daar 3 wat gesit het besig om dwelms te rook. Ja. Ons het net die dametjie het die dwelm van aandag gebruik. Ons het dit gekonfiskeer en dit papier gegooi. Ook in 'n shop staan. Ek sien jy dat jy in 'n omgewing groot geraak waar daar baie crime was, né? So die rede hoekom ek hierdie werk doen en hoekom ek hierdie passie het vir hierdie werk is dat ek wil 'n verskil maak. Ek weet dit gaan nou nie lekker klink nie, maar ek wil 'n verskil maak. Ek wil deel wees van die verskil wat help om crime te beklei of crime te veg so in Suid-Afrika en dwelms te veg. En vir strate vir ons kinders en ons mense veiliger te maak. I'm extremely talented at this. But when I first started, it was just a job for the having love with the job. And I realized that I'm extremely good at it. So that is what kept me going. Nou, beste gedeelte van my dag sal ek soos om werk toe te kom, by deel te wees. Om deel te wees van hierdie wonderlike van die eentheid, wat 'n mens kan kry en alles is wat om te sien dis keer toe te werk. Veral die weerkamer, om dinge op te merk, om net die wonderlike geselskap en alles. Sê so 2 jaar terug was ek gedispatch vir 'n alarm by die Kaggeng uit, by die Capitec. In my aankoms het ek kondig gemaak met wat vir my op daai stadium 'n wag was. Ons was deur die perseel, alles het vir my reg gelyk. My bakkie geklim, gery, gerapporteer dat alles reg is. En sê 2-3 ure later
ons van die wagte af. Ons het op die toneel gekom. Die wagte het toe aan ons bevestig dat hulle vasgemaak was. Deur gewapende mans. Die mans het op die mol se dak geklim en deur die dak gebreek binne die ATM's in. Ja, die wag het toe na die tyd ook aan my bevestig dat sou ek iets agtergekom het of iets probeer om die perseel te beveilig, sou hulle my heel moontlik op die spot doodgeskiet het. Hy het ook aan my bevestig dat daar was 4 wapende mans op die dak met AK-47's wat my gesit en wag het. Ja, ek kan net nie onthou hoeveel maande was het gelede nie. Wat ons 'n situasie gehad het by die Kageng Gate Mall waar 2 wagte daar so vasgemaak was. My kollegas was uit daaraan toe gewees. Hulle het geroep vir bystand, het gejag, het mooi vallei daaraan toe. Okay, ons het die perseel laas op 'n tree. Ek en een van my kollegas, Lucky, het toe op die dak geklim. Toe ons op die dak geklim het, toe was daar nog so 'n gat gewees. So, ons het nog gedink die verdagtes was daar binnekant gewees. Toe het ons toe deur geklim en sê Lucky vir my, jy moet mooi kyk as jy moenie daar trap nie. Daai is 'n ceiling board, dit is nie iets waar jy op kan trap nie, ook nie meer sharp. Ek met dik liggaam was 'n bietjie swaar gewees, toe kon ek nie kon my arms nie meer nie op my gewig gehou nie, toe het ek nog deur gegly, net die wat ek deur gegly het, en toe het ek vir Lucky saamgetrek, en toe val ek en Lucky saam op die grond. Wel, omtrent 3 jaar terug sal ek sê dat ek het 'n steekmoord op die kamera was gepleeg wat by een van ons sites gebeur het wat oude Paulo haweloos gejaag het. En dan vasgekeer tot die perseel en gesteek het in die niere 3 meter weg die dophom incident. Ja, dis ook wel. Mana yang kamera? Yes, Jacob. Teamwork is very incredible. We get lots of guys, black, white, and colors that are working young us. With our teamwork is very good because we can communicate a lot. And as you could see just before the shift, we talk a lot. So the communication is good, teamwork is good, and that is how we get results.